Goeiemôre aan al die leeu-ondersteuners. Kom ons kry dit net gou-gou uit die stelsel uit. Wat de... Okay, nou dat dit uit die stelsel uit is, eerstens aan die leeu-span en die bestuur, geluk dat julle top 8 gekwalifiseer het, eerste kwart eindstryd ooit in die kompetisie, so vergeet nou net vir 'n oomblik van gisteraand se wedstryd en well done dat julle dit gedoen het, reg gekry het, op die einde van die dag 7de geëindig het. Great stuff, ons sien uit na baie harde wedstryd teen Leinster oor so 2 weke daarso in Ierland. So sterkte met dit. Dan net vinnig oor gisteraand se wedstryd. Ek het 'n klompie vrae. En laat ek net dit sê. Toe ek voordat ek begin het met enige podcast of enige social media materiaal rondom rugby of enigiets wat dit betref, het ek 'n beginselbesluit gemaak en dit is dat ek nooit ooit 'n speler of 'n beampte, afrigter, maak nie saak wat nie, persoonlik sal aanval of kritiseer op sosiale media nie. Ek dink dis swak smaak. Die enigste keer wat ek dit wel sal oorweeg om te doen, is as 'n speler of administrateur willens en wetens die goeie naam van Leo Rugby deur die modder sleep, deur slegte gedrag, deur doelbewuste slegte gedrag. Bedrag is wat ek kort in my bankrekening. Okay. So dis daar. Dan het ek nou 'n klompie vrae. Ons het 2 geel kaarte vir Munster, 2 agterlyn spelers. Ons kry strafskop, kry die lyn staan en ons besluit om dan 'n rolmaal beweging te doen. Ons het 7 agterlyn spelers teenoor hulle 5. As jy die skramskakel uit die som uitvat, dan het ons 6 teen hulle 4. Met ouens soos Richard Kriel en Henko van Wyk, wat net absoluut devastating is in hulle spel op die oomblik en om die voordeellyn aan te val. Hoekom doen ons dit? Die rolmaalbeweging was hoogstens gemiddeld vir ons gewees hierdie jaar. Hoekom maak ons daai besluit? As iemand dit vir my kan verduidelik asseblief. Dan in daai tyd gaan druk Munster ook 'n 3 teen ons. Ek kan nie onthou of hulle 13 of 14 mans op die veld gehad het nie. Dis eintlik irrelevant. Ons moes ten minste 2 keer gaan skoor het in daai tyd van 14 minute waar ons teen 14 of 13 spelers gespeel het. Ons moes gaan skoor het in daai tyd. Dan die ander punt wat my teen die mure laat uitklim, die lynstane. Die lynstane is nog die heel seisoen 'n probleem. Ek noem dit letterlik elke week in my podcast, lynstane. En die lynstane raak letterlik swakker. En die besluite wat gemaak word by die lynstane, ek sukkel om dit te verstaan. As iemand aan my kan verduidelik, ek sal baie bly wees, my kop is plat. Julle is baie slimmer as ek. Ek sê al 'n geruime tyd, kry 'n lynstaan spesialis konsultant in, iemand soos Victor Matfield, wat vir 'n paar weke met ons kom werk om ons te help om dit uit te sorteer. Druk jou trots in jou saak, kom ons sort dit uit. Dit gaan oor die span, dit gaan oor die hele Leeu familie hierso. Dis onverstaanbaar hoe ons lynstane swakker raak. Die ander ding is, ons scrums is fantasties. Ons het die oorhand. Amper in elke wedstryd wat ons speel, het ons scrums die oorhand. Hoekom gebruik ons dit nie? As ons 'n strafskop kry, as ons 'n vryskop kry, scrum. Druk daai ouens, druk hulle in 'n penalty in. Laat hulle self-confidence verloor. Laat die hele span agteruit beweeg. Scrum. Doen dit. Dit is so eenvoudig. Ons is so sterk in die scrums, selfs met Asenati wat gisterand nie gespeel het nie, en vorentoe ook nie waarskynlik gaan speel nie. Was ons scrum sterk.
Gebruik dit. Die ander ding wat my op hierdie stadium skuins het, is ons sinnelose ligskoppe. Nou, laat ek net mooi sê, ek is nie teen skoppe nie, ek is nie teen taktiese skoppe nie. Die skoppe het al baie goed gewerk vir ons hierdie jaar, maar die afgelope 2 wedstryde is ons skopwerk, ons taktiese skopwerk baie, baie swak, maar ons hou aan met dit. So, baie van ons skoppe uit ons 22 uit, gaan op en land 4 of 5 meter verder weg, en ons het nie 'n aerial game op hierdie stadium om van te praat hoegenaamd nie. So met ander woorde, ons verskuif die bal 7-8 meter vorentoe, gee dit vir die opponente, sodat hulle kan aanval. Why? Kan iemand vir my verduidelik, hoekom doen ons dit? Hoekom skop ons nie die bal in sy moeren ver die veld af, en sit dan pressure op nie? Dis die ander ding. Daar was gisterand hoogstens, meeste van die tye, as ons 'n skop ver veld af sit, een ou wat chase. Die res van die span hou hulle lyn, maar daar's geen pressure nie. 'n Skop is net so goed as wat die pressure op hom is. Verskoon my Frans van nou, maar ja. Dan, die ander ding wat ek nie kan verstaan nie, en ek praat ook al 'n lang tyd daaroor, is die rotasiebeleid van spelers op die reservebank. Ek praat al lankal van situasies soos ons nommer 10. Ek love Chris Smith. Ek vind geen fout met sy spel nie. Hy speel sy spel, is skitterend. As Chris Smith beseer word, wie druk ons daarin? Want, die volgende het nou gebeur. Nou het ons starting line-up nommer 9 het nie 'n goeie game gehad nie. Nou vra ek vir jou, wanneer laas het Hashim Peed starting line-up gespeel, of van die reservebank afgekom? 6, 7, 8 wedstryde terug? Ek sien doodseker nie, dit was lang terug. Nou het ons starting line-up, Scrum skakel nie 'n goeie game nie, nou word Hashim Peed ingegooi, nou moet hy die kastanjes uit die vuur gaan krap. En nou is daar 'n klomp mense op sosiale media wat baie te sê het oor Hashim Peed se spel. Maar wanneer laas het hy gespeel? Wanneer laas het hy starting line-up? Wanneer laas het hy van die reservebank afgekom? Nou moet hy selfde met Reinhard Jonker. Ek love Reinhard Jonker. Ek love al die spelers, laat ek net dit sê. Ek sê niks sleg oor 'n speler nie, veral nie persoonlik nie. Ek het nou al 'n paar weke terug gesê, waar is Reinhard Jonker? Selfde ding met hom. Hy het vir dalk langer as Hashim Peed nie vir die Lions uitgedraaf nie, ook nie op die reservebank nie. Skielik op die reservebank, na halftyd is hy op. Nou moet hy die kastanjes uit die vuur krap. Toe kry Henko nog seer. Nou sit ons met 'n centerpaar wat ek weet nie eens wie eventually die centerpaar was nie, saam met Reinhard nie. So ek het 'n probleem en ek het vrae daaroor en ek hoop iemand kan hierdie vrae beantwoord uit die afrigtingskorps uit. JC Pretorius, love hom, wat 'n great speler, maar nou moet hy op 8ste man gaan sak, uit sy posisie uit. Hy's 'n skitterende oopkant flank, maar nou moet hy op 8ste man gaan sak. Ek kan seker nog 'n bietjie aangaan, ek wil nie. Ek wil nie aangaan, ek wil nie kak en kerm nie. Ek wens net sulke goed kan verduidelik word en ons as ondersteuners help om dit te verstaan. Ek dink elke speler het hulle bes gegee, laat ek net dit sê. Ek dink nie enigiemand was op die veld en het nie sy beste gegee nie. Ek dink net, as jy op 'n professionele vlak is, dan is daar sekere goeders wat aanvaar word, jy gaan reg doen. Soos die situasie met die geel kaarte ensovoorts. Daar was 'n ander klein dingetjie, die aantuiging van spoeg. Daar was geen bewys daarvan nie.
So, dis dit. As daar 'n bewys kom van dit, en dit wys dat een van ons spelers die absolute walglike daad gepleeg het van om iemand te spoeg. En jy kan vir my sê, daar is rugby, whatever, ek gee nie regtig om nie. In enige professionele, in enige sosiale, professionele, gemeenskaplike situasie, jy spoeg nie iemand nie. Jy leer dit vir jou kinders as hulle 2 jaar oud is. So, ek hoop nie dit kom uit nie. As dit uitkom en daar's duidelike bewyse dat dit is, dan hoop ek so 'n speler in enige sportspan reg rondom die wêreld word gefire. Okay, so daar's niks bewyse nie tot dusver, so ek hoop nie dit was waar nie. Okay, dis nou my rant daaroor gewees. Ek rant nie, julle ken my, ek rant nie sommer nie, maar ek het nou gerant vanoggend bietjie, so verskoon my as ek bietjie gerant het. En weer eens sê ek sal nooit 'n speler persoonlik aanval of 'n afrigter of so nie. That's not the way to do it. Kyk uit vir my podcast hierdie week waar ons 'n bietjie na beeldmateriaal sal kyk en bietjie meer in diepte en minder emosioneel na die ding sal kyk. Maar laat ek afsluit op 'n positiewe noot. Well done aan die Lions om te kwalifiseer. Sport is 'n vreemde ding, mens weet nie wat gebeur op die dag nie. Sterkte met julle voorbereiding vir die kwart eindstryd. Julle was nog nie seker of julle gaan bly of terugkom en dan weer terug oorvlieg nie. Julle sal weet wat die beste is. Sterkte met dit. Ek is nog steeds agter julle en alle ware leeu ondersteuners sal nog steeds bankvas agter julle wees. Wen of verloor, maak nie saak nie. Ek bly 'n leeu. Ek's 'n leeu uit my ma se baarmoeder uitgekom, 'n leeu. Okay. So, love julle, sterkte, en aan al die ondersteuners. Dink 2 keer asseblief, as jy, voordat jy iets post op social media, om nie persoonlik te raak nie. Die spelers is mense met gesinne, met vriende, met gevoelens, en hulle probeer hulle bes, bad dag by die office, sorry about that. Maar ek moenie persoonlik raak nie, dis 'n teken van swak karakter. Don't go there. Lief julle almal, chat later in die week. Bye.